Vandag begin ons met toepassings van ons parabool en reguitlyn. Jy kan sien dat ek hierdie vraag uit die Gauteng vraestel gekry het vir Junie 2017. Dit sê vir ons, die grafiek van f van x is ax kwadraat. Die kwadraat daar beteken dat dit 'n parabool gaan wees. En as jy na die funksie f kyk, dan sien jy ja, f is 'n parabool. Dan vir h van x het ons 2 op 3x plus 2. Omdat ons net x tot die mag 1 hier het, beteken dit dat dit 'n reguit lyn is. En dit is wat hulle vir ons geteken het. So vir 'n parabool het ons gewoonlik y is gelyk aan ax kwadraat plus q, dis ons parabool. Maar kyk, hulle sê vir ons dat hierdie parabool net ax kwadraat is. Nou as jy reg onthou, dan is die rol van q om die parabool op of af te skuif. En hierdie een het dus nie weggeskuif van die oorsprong af nie. Sy waarde vir q is 0, want sy draaipunt is op die oorsprong. Goed, as ons na die reguit lyn kyk, sal ons onthou dat 'n reguit lyn altyd is y is gelyk aan mx plus c, waar c vir my die y-afsnit gee. Lyk my ek het weer moeilikheid om afsnit te skryf. C is die y-afsnit vir hierdie reguit lyn. So, as ek na die vergelyking kyk wat hulle vir my gegee, dan sien ek is 2. So ek weet eintlik reeds dat hierdie lyn deur 2 op die y-as gaan. Goed, die rol van die m hier is dit gee vir my die helling. En ek kan sien dat my helling 2 op 3 is, wat 'n positiewe getal is, en ons sien dat hierdie wel 'n stygende reguit lyn is. Goed, dit is net ter inleiding. Ek gaan nou al hierdie dinge weer uitvee en kom ons beantwoord die vrae wat vir ons gevra is. Eerstens sê hulle vir ons, bepaal die vergelyking van die parabool. So kom ek skuif dit hier na toe. Bepaal die vergelyking van die parabool. Nou, soos ek reeds gesê het, 'n parabool is ax kwadraat plus q, maar ons weet dat q 0 is, want hulle het vir my gesê hierdie f van x is net ax kwadraat. So, ek het net een onbekende hier, dit is a. Want x en y is die koördinate van enige punt wat op die parabool lê. Nou die punt wat vir ons gegee is die punt daar by D. D is die punt 3, 4. En ek moet onthou die x-koördinaat is altyd eerste en dan die y-koördinaat. So as ek dit in my vergelyking vervang, gaan in die y se plek 4 wees en in die x se plek 3. So 3 kwadraat is 9. 9 maal a is maar 9a. As ek met die 9 deel, dan kry ek a is 4 op 9. Dus, nou kan ek teruggaan na daardie een toe. En ek kan sê, y is gelyk aan 4 op 9 x kwadraat. Ek het net die a vervang met die 4 op 9. Of jy kan sê f van x, want dit is die naam van hierdie parabool is f. Sien, die naam van die parabool is f. So f van x is die y-waardes op die grafiek en dit is 4 op 9 x kwadraat. Goed, vraag 6.2. Sê vir ons, bereken die koördinate van C indien die vergelyking van die parabool f van x gelyk is aan 4 op 9
x kwadraat. So eintlik is hulle baie vriendelik met jou hier. Hulle sê vir jou wat hierdie antwoord moes wees. Sodat as jy nie daardie vraag kon beantwoord nie, jy nog steeds aan kan gaan na 6.2 toe. Nou waar is die punt C? C lê net hier. En ons moet kyk wat is spesiaal by C. Hier by die punt C kan ek sien dat die reguit lyn hier en die parabool kruis. Op daardie punt C, of kom ek stel dit anders, C behoort aan albei die grafieke. Hy lê op albei die grafieke. Dit is ook so vir D. D lê ook op albei die grafieke. Nou wanneer jou punte op albei die grafieke lê, stel jy hulle doeteenvoudig gelyk. Die F-grafiek het ons gehad, is y is gelyk aan 4 op 9x kwadraat en die H-grafiek het ons y is gelyk aan 2 op 3x plus 2, maar omdat dit op albei die grafieke lê, gaan die y-koördinate dieselfde wees en die x-koördinate gaan ook dieselfde wees, so ek kan hulle maar net gelyk stel aan mekaar. So aan die paraboolkant het ek 4 op 9x kwadraat, die reguit lyn het ek 2 op 3x plus 2. En ek gaan maar met 9 vermenigvuldig om ontslae te raak van albei my breuke. So as ek nou met 9 vermenigvuldig, dan gaan ek die 9 uitkanselleer. Ek gaan 4x kwadraat is gelyk aan. En as ek hier met 9 vermenigvuldig, gaan die 3 in die 9 in 3 keer. 3 mal 2 is 6x. En dan moet ek net onthou om die 2 ook met 9 te vermenigvuldig. Dit gee vir my 18. Ek sien ek het 'n kwadratiese vergelyking. So ek wil alles na die linkerkant toe bring. Ek moet dit in standaard vorm skryf. Skus, dit moet nie plus 18 wees nie. Dit is minus 18, want ek het dit van die regterkant af oorgebring. Goed, nou moet ek faktoriseer, maar eerstens sien ek dat 2 in al 3 hierdie gaan. So ek gaan net die vergelyking eers met 2 deel voordat ek faktoriseer en dan kry ek 2x kwadraat minus 3x minus 9 is gelyk aan 0. En dit wil ek nou faktoriseer. Kom ons maak net vir myself 'n bietjie plek daar. Nou 2x kwadraat kan net 2x maal x wees. 9, ek gaan 3 maal 3 probeer. Nou kyk na die teken hier voor die 9. Dit is 'n negatief. So een van die hakies gaan 'n negatief hê en die ander hakie gaan 'n positief hê. As ek kyk na my middelterm, dan kry ek dit altyd hier, van daardie 2 in die middel en van die buitenste 2. So 2x maal 3 gee vir my 6x, daardie gee vir my 3x, en ek wou gehad het dat my middelterm minus 3 moet wees. So as ek die minus by die 6x het en die plus by die 3x, gaan ek my minus x hê. So, waar het die 6x nou weer vandaan gekom? Van 2x maal 3, ek wil dit negatief hê, so dit kry die min, en die eerste hakie kry die plus. So, ek het daardie produk gelyk aan 0, so dis beteken 2x plus 3 is gelyk aan 0, of x minus 3 is gelyk aan 0, want as die produk van 2 goed 0 is, moet een van hulle ten minste 0 wees. So hierdie gee vir my 2x is gelyk aan minus 3,
So x is gelyk aan minus 3 op 2. En hierdie kant gee vir my x is gelyk aan 3. Nou kom ons kyk gou na die grafiek. Ek het 2 antwoorde. Ek kyk nou weer, daar het ek hulle gelyk gestel. So dit beteken, dis die punte wat op albei lê. Kan jy sien dat C op albei lê en D lê op albei? Nou, x gelyk aan 3 is daar by D. Dis nie wat ons op die oomblik wil uitwerk nie, ons wil C uitwerk. So, ek gaan nou maar hier aangaan, vir C het ons x is gelyk aan minus 3 op 2. Nou, hoe gaan ons uitkry? Ag, ons gaan maar net x in enige een van die 2 vergelykings vervang, want maak nie saak wat een ek gebruik nie. Ek gaan dieselfde waarde vir y kry, want die punt lê op albei. So, as ek dit maar in die reguit lyn vervang, gaan ek net daar in die x se plek my minus 3 op 2 skryf, want x is minus 3 op 2, plus 2. Dit is net mooi minus 1 hier, want die 2 gaan in homself in 2 keer, nie 3 gaan in homself in 2 keer, en ek het 'n minus daar, so dis minus 1 plus 2, gee vir my plus 1. Daarom is die koördinate van C minus 3 op 2 vir x en 1 vir y. Goed, nou die laaste vraagie, wil ek die lengte van WO bepaal. Nou waar is WO? Is hier. Nee, daar is die punt, o nee, W is hier die punt. Kom ek maak skoon, want ek kan sien ek het baie plek nodig. Net 'n uitveer vat. Ons los maar die koördinate van C daar. Hierdie ene kan ek maar uitvee. Goed. Ek wil die lengte van WO bepaal. So dis van W af tot by O. Daardie stukkie, hoe lank is dit? Nou dit is 'n horisontale lyn. So as ek net weet wat is die x-koördinaat by W en ek weet wat is die x-koördinaat by O, dan kan ek dit maklik bereken. Vir die x-koördinaat van W, weet ek W is die x-afsnit van die reguitlyn H. So vir die x-afsnit maak ek altyd y gelyk aan 0. Nou H se vergelyking was y is gelyk aan 2 op 3x plus 2. So as ek nou weet dat y gelyk aan 0 moet wees, dan gaan ek die 2 oorbring, so minus 2 is gelyk aan 2 op 3x, en dan om die x alleen te kry, gaan ek maal met 3 en deel deur 2, dan gaan dit net mooi uitkanseleer, maar dan moet ek dieselfde aan die linkerkant kry, maal met 3 en deel deur 2, en dan gaan jy sien die 2's gaan in hulle self 1 keer, en dit gee vir my minus 3, as ek alles uitmaal. Hier het alles kanseleer, en ek kry net x. So nou weet ek hier by W, is my x-waarde minus 3. Daar by O, is my x-waarde 0. En hoe ver is minus 3 van 0 af? Ons kan eintlik sommer sê, dit is 3 eenhede. Maar as jy graag wou gaan die grootste, dan is 0 die grootste, minus die kleinste wat minus 3 is, en dit gee ook vir my 3 eenhede.